'n nuwe mens. Ons lees 2 Korintiërs 1 tot 9. Oor die volgende week of wat benut Paulus sy tyd om die brief van die gemeente in Korinthe te skryf, en Timoteus het die taak om Paulus se gedagtes op papierus neer te pen. Net so terloops, waarop was Paulus se briewe oorspronklik geskryf? Waarskynlik op papierus, omdat dit goedkoper was as en meer algemeen gebruik was vir briewe. Dit kon egter ook op perkament gewees het. Ons kan egter nie met sekerheid sê nie. Paulus voel gefrustreerd dat daardie gemeente nie altyd mooi verstaan wat hy vir hulle skryf nie. Hoe kan hy dit duideliker stel? Hy probeer verduidelik. Ons skryf immers aan julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. Ek hoop dat julle later ten volle sal verstaan, soos julle ons ook ten dele verstaan het, dat ons op die dag van ons Here Jesus julle tot roem sal wees, net soos julle ook vir ons. Hierdie kom uit 2 Korintiërs 1 vers 13 en 14. Timoteus skud sy kop. Hy kan ook nie verstaan waarom die mense nie kan verstaan nie. Alles is toch so helder en duidelik gestel. Inderdaad is daar 'n paar dinge wat ek eendag vir Paulus wil vra, want ek verstaan ook nie altyd mooi presies wat hy bedoel het nie. En dan sal Paulus maar net daaroor lag. Sommige van die dinge wat hy geskryf het, het sy lesers al baie laat kopkrap, en daar selfs tradisies geweef rondom sommige van die dinge, bloot omdat hulle misverstaan is. Vat nou byvoorbeeld die hoed. Vir baie jare het almal geglo dat 'n vrou 'n hoed moet dra in die kerk. En dit bloot omdat ons nie verstaan het wat hy bedoel het nie. In sy brief aan die gemeente in Korinthe skryf Paulus mooi dinge. Hy skryf oor die triomf wat die evangelie behaal het, wat die Here onder meer in Troas die deure wyd oopgemaak het vir die evangelie. In Macedonië is die kennis van Christus versprei soos 'n aangename geur. Vir diegene wat Jesus se verlosser aangeneem het, was dit 'n lewensgeur. Ons is nie so baie ander wat smous met die woord van God nie, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God en dit in Christus, skryf Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 17. Maar dan is hy baie vinnig om te sê dat hy hiermee geensins sy eie sterk probeer prys nie. So 'n vertroue op God het ons in Christus. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Skryf hy in 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 6. Paulus gee die troos in 2 Korintiërs 4 dat ons soos kleipotte is, broos en maklik breekbaar, maar dat dit binne in ons is, kosbaar is. In vers 16 tot 18 skryf hy dat ons liggame dalk verniel of gebreek mag word, maar Jesus word juis sigbaar in ons sterflike bestaan. Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie net let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare is tydelik, die onsigbare ewig.
Dan gaan hy aan in hoofstuk 5 vers 1 met die triomferende woorde. Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele wat nie met hande gemaak is nie. Paulus besef ook dat versoening noodsaaklik is. In vers 17 tot 18 skryf hy: Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Paulus pleit by die lesers: om Christus ontwil, laat julle met God versoen. En dan skryf Paulus in 2 Korintiërs 6 vers 14, een van daardie dinge wat baie lesers al laat kopkrap het. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Beteken dit vandag dat ek nie saam met 'n ongelowige mag werk nie? Geensins. Dis nie wat hy bedoel nie. Dit gaan oor intieme verbintenisse waarin jou geloof en lojaliteit aan Christus in die gedrang kan kom. Die vraag is dus, gaan hierdie verhouding my nader aan Christus bring of my wegtrek van hom af? Dan doen Paulus in hoofstuk 8 en 9 'n beroep op die Korintiërs. Die gemeente in Jerusalem trek finansiëel baie swaar. Nou vra hy dat die Korintiërs hulle hande diep in hulle sakke sal steek om hulle te help. Hy sê dat die gemeentes van Macedonië alreeds ruim hiervoor bygedra het, al gaan dit daar ook maar dikwels broekskeer. Hy sal vir Titus stuur om hulle bydraes te gaan haal. En terloops, hy was so bly toe Titus die dag by hom opdaag uit Korinte en vir hom die goeie nuus kom vertel, dat dit goed gaan in die gemeente. Oor hierdie bydraes maak Paulus dit duidelik dat dit vrywillig is. Elkeen moet self besluit hoeveel hy sal gee, nie uit teensin of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Maar onthou, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes, skryf hy in 2 Korintiërs 9 vers 6. Paulus sluit die brief af en stuur dit saam met Titus na Korinte. Ja, jy het reg gelees. Die oorspronklike 2 Korintiërs brief het net gegaan tot by hoofstuk 9. Paulus het eers 'n paar maande later hoofstukke 10 tot 13 geskryf en as 'n aparte brief aan hulle gestuur. Dus het hy altesaam 5 briewe aan die Korintiërs geskryf waarvan ons weet. Daar mag dalk nog meer gewees het, maar daaroor is ons nie seker nie. Kom ons bid nou saam. Here, dankie vir al die wonderlike waarhede in Paulus se brief. Help my asseblief om waarlik soos 'n nuwe mens vir U te leef. Amen.